Hallo julle. Daar kom 'n tyd in 'n kind se lewe waar hy dink hy alles self kan doen. Ek dink aan 'n toddler wat die lepel in sy hand wil vat en sê ek sal self eet. En ek dink aan 'n tiener wat regtig dink dat daar niks is wat hy nie self kan doen nie, wat wil loskom van pappa en mamma want ek sal self. En dan dink ek tog in hierdie tegnologiese era waarin ons lewe met die ongekende, ek wil sê amper ongelooflike groei wat daar is in nie net die rekenaar nie, maar ook in die mediese wetenskappe. Dink aan hartoortplanting, lensoortplantings, knievervangings, ons kan aangaan. Dit voel amper asof daar niks is wat ons nie self kan doen nie. Maar tog besef 'n mens, net soos wat 'n kind op die ou en tog maar 'n pappa en 'n mamma nodig het, besef ons dat ons nie regtig alles op ons eie kan doen nie. Veral in krisistye, dink toe maar in die droogte wat so pas verby is, hoe ons op ons knieë was en vir die Here gesê het, Here asseblief, ons kan nie, ons het U nodig, kom help vir ons, gee vir ons uitkoms, dra vir ons deur. En nou ook in die coronavirus, 'n krisistyd, wat ons net besef, al ons tegnologie, al ons wetenskappe, al ons kennis, kan ons nie hier deurdra nie. Ons het 'n God nodig, 'n pappa nodig, wat vir ons kan uitkoms gee. En dan juis ook in hierdie lydingstyd, is dit dalk 'n tyd om weer ons eie afhanklikheid van God te besef. En dan, wanneer ons afhanklikheid van hom besef, dan sien ons ook in hierdie lydingstyd vir God aan die kruis, met sy arms oopgestrek, wat vir jou nooi en sê, kom na my toe. Kom na my toe, jy wat nie meer self kan nie. Jy wat besef dat jy vir my nodig het. Ek lees in Klaagliedere 3 staan daar, ek het gedink dit is klaar met my en my hoop op die Here. Maar dit sal ek ter harte neem en om hierdie rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre weer nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe en daarom hoop ek op hom. Mag ons dan juis ook in hierdie lydingstyd weer opnuut ervaar hoe afhanklik ons is van die Here. En mag ons ook ons oë opslaan na die kruis en besef dat hy ook daar is vir ons. Mag julle die seën van Numeri 6 op 'n baie praktiese manier deur hierdie tyd ervaar. Waar die Here sê, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn, vir julle genadig wees, julle gebede verhoor en vir julle toelaat om in sy lig te mag lewe. Mooi dag vir jou in God se liefdevolle teenwoordigheid.